Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging. Abba Vader sal voorsien. Ons gaan almal deur storms en moeilike tye wat ons so paniekerig maak. Ja, soms voel dinge net te oorweldigend en 'n mens voel gestrand met soveel onsekerheid. Maar Abba Vader weet presies hoe jy vandag voel. Wat jy nodig het, asook wat jy nou aan dink. Abba Vader sê in Jesaja 65 vers 24, en voordat jy roep, sal ek antwoord. Terwyl jy nog spreek, verhoor ek. Dink net gou vir 'n oomblik hoe spesiaal dit is. Abba Vader, die skepper van hemel en aarde, ken jou so goed en intiem, dat hy al klaar jou woorde ken, voordat jy dit self uitgespreek het. Dit beteken, dat jy nie eers hoef te wag of hoef bang te wees, dat jou gebede nie gehoor gaan word nie. Abba Vader is al besig om te luister en om jou te help, selfs terwyl jy nog sukkel om die regte woorde te vind. En hierdie is 'n lieflike herinnering, dat jy nie alleen is nie. Ja, Abba Vader verstaan jou pyn en weet. Jy moet weet, hy hoor jou. Daarom mag jy vandag vrede ervaar, en die wete dat Abba Vader altyd na jou luister, selfs al voel dit soms nie so nie. Jy is vir hom kosbaar, man. Hy sorg vir jou meer as wat jy ooit kan verstaan. Vertrou hom, wag op hom, want hy is daar. Voor jy nog roep, is hy al reeds besig om jou te help. Nou, Dawid het ook deur beproewings en moeilike tye gegaan. Toe Samuel Dawid kom salf as koning, het sy eie pa, Isaïe, hom nie eens aanvanklik as 'n moontlike kandidaat gesien nie. Hy was die jongste, net 'n skaapwagter. Selfs toe hy Goliat verslaan het, het sy broer hom afgemaak as arrogant. Net so voel ons ook soms onbelangrik of onderskat of oor die hoof gesien, maar Papa God sien in jou wat ander mense miskyk. Onthou, Dawid was deur sy eie koning Saul gehaat weens jaloesie, en Saul, Dawid se skoonpa, wou Dawid doodmaak. Dawid moes vir jare wegkruip in grotte en woestyne, sonder rus of sekuriteit. Dawid se eie seun Absalom het later teen hom in opstand gekom en probeer om sy troon te vat. En Dawid moes vlug vir sy lewe van sy eie kind. Dawid het ervaar en geweet hoe dit voel as mense wat jy liefhet, jou seermaak. Maar Dawid het vasgehou aan Abba Vader. Ten spyte van al sy stryd het Abba Vader vir Dawid gebruik. Hy is beskryf as 'n man na God se hart. Ja, Abba Vader het hom nie net gehelp, gedra en ondersteun in moeilike tye nie, maar ook geseën. En uit sy nageslag het Yeshua, die Messias, gekom. Hoor gou-gou, jou storie of jou lewe is nie verby as jy swaar kry nie. Soms bou Abba Vader juis in die moeilike stadiums en in onsekerheid 'n getuienis. In Dawid se lewe leer ons, jy kan geseënd wees en swaar kry. Jy kan struikel, maar nog steeds opstaan. Ja, jy kan beproef word, maar nie gebreek nie, as jy jou hart en jou oë op Abba Vader gefestig hou. Hoor wat sy advies gee Dawid vandag vir ons in Psalm 27 vers 14. Wag op Jotywawei, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op Jotywawei. Die feit is dat Abba Vader presies weet wat jy vandag nodig het en hoe jy nou op hierdie tydstip voel. En hy wil hê dat jy nou meer as ooit tyd saam met hom sal spandeer. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd gehelp te word. So jy kan nou jou rus, jy kan in rus ingaan in die feit dat Abba Vader jou behoeftes ken en hy sal voorsien. Moenie oorhaastige besluite maak vandag nie. Nee, wag op Abba Vader. Abba Vader sê jou nie begewe of verlaat nie. Inteendeel, Abba Vader sê in Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig en jou leer aangaan in die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oë is op jou. So wag op Abba. Abba Vader is Jotywawei Jireh, wat beteken, hy sien alles raak, hy is bewus van jou nood en hy sal voorsien, hy laat nooit sy kinders insteek nie. Vader, vandag is dit my gebed dat U elke een wat onseker en mismoedig voel, dat U elke gebed hoor en dat U vir hulle sal krag gee, dat hulle sal wag op U en ons weet, Vader, U is reeds agter die skerms besig om dinge uit te sort. Ons eer U, Vader, ons loof en ons prys U. U is 'n awesome God. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotywawei. Amen
Shalom.